Kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here die skrif ons sal oopbreek. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons U lof kan besing en eintlik deur die twee liedere onsself herinner aan hoe die lewe ons met ons wipplank kan ry, waar in sekere momente ons die lof besing en ons deeglik bewus is van U nabyheid en dat ons die genade ervaar en ons is so dankbaar daarvoor, Here. Maar aan die ander kant, soos ons ook gesing het, voel dit soms vir ons of U baie ver is. En voel dit soms ook vir ons asof U nie na ons gebede luister of het hoor of het antwoord nie. Maar Here, ons weet vanuit die skrif dat U altyd by ons is. En vanuit die skrif leer ons dat die Heilige Gees in ons leef en hy is ons ewige trooster. So mag ons mekaar vanmôre daaraan herinner. En wanneer ons nou na die skrif toe kom en praat oor geloof en praat oor U soewereiniteit en genade en al die temas wat vanmôre na vore kom, bid ons met opregte harte dat U Heilige Gees die skrif ons sal oopbreek en dat U ons sal kom voed met die brood van ewige lewe. Mag U kom spreek, Here, en ons as die dienaars luister. Amen. Nou gemeente, ek wil net vir julle so kort inleiding gee. En die rede daarvoor is eenvoudig. Ek gaan nou die skrif vir julle lees, maar ek wil net in kort vir julle sê, hierdie is die eerste keer in my hele bediening en ek preek nou al vandat ek dink in my 3de jaar was, so dan is ek 21, so dit is al amper 10 jaar, kan julle dit glo? Nee, al 10 jaar het ek die voorreg om die woord van God aan mense te openbaar. En in hierdie 10 jaar tot my skande, moet ek vanmôre vir julle sê, ek het nog nooit gepreek oor die tema waaroor ek vanoggend preek. In 10 jaar. En waar gaan hierdie tema? As julle dink aan Genesis 6 tot 9, gaan oor Noag se ark. Gaan oor Noag se ark, gaan oor die sondevloed. En ek was eintlik geforseer deur die Heilige Gees in my voorbereiding om vir myself af te vra, maar hoekom? Hoekom het ek dit vermy tot nou toe? En het ek dit doelbewus gedoen? Want julle weet, ek dink julle ken my nou al so, ek hou baie daarvan om uit die Nuwe Testament uit te preek, want ons is mense van die Nuwe Verbond, en ek verwys baie terug na die Ou Testament toe, maar is daar 'n ander rede dalk? En as ek eerlik is met julle, daar is, en ek bring julle nou in my studeerkamer in my hart in. As mens hierdie verhale lees, dan gebeur een van twee goed. Hier kom onder die versoeking om Noag se ark en van die ander verhale in Genesis, is die mooi teologiese term, as 'n allegorie te interpreteer. Wat dit beteken eenvoudig, is jy interpreteer dit as metafories. In ander woorde, dit is nie geskiedkundig nie. Dit het nie regtig gebeur nie, aan die een kant. Dis die versoeking. Want, soos, wie van julle het al Big Bang Theory gekyk? Kan ek net sien, hande? Okay, Big Bang Theory. Dis die program van Sheldon, daai slim ou wat ons almal irriteer baie keer, maar tog oulik is, nê? Hy maak baie keer 'n bespotting daarvan waar hy sê, hoe kan mense glo in Noah en sy giant zoo boat? Nê? So hulle dit verkleineer baie keer. So die versoeking is, as jy ernstig opgeneem wil word in sekere kringe, en veral in akademiese kringe, kan jy nie voor 'n paneel mense gaan verskyn en sê, julle akademici, ek aanvaar Noag se ark as geskiedenis. Hulle gaan jou uitlag. En as 'n jong dominee, wat graag wil hê ouer mense, ouderlinge, 'n gemeente moet my vertrou, is hy ou dan skrikkerig, dink ek, as ek eerlik is, om my eie hart te deurgrond, om vir mense van die kansel af te sê, ek sien dit as geskiedenis. Want mense gaan my uitlag, dalk. Want daar is lidmate ook, selfs in die kerk, wat nie meer regtig glo, Noag se ark het regtig gebeur. Dis die realiteit. Ons het sekere goed omarm, soos byvoorbeeld die groot leuen, dat die ouens in die wit labcoats is neutraal. Bedoelende, hulle het geen vooraf idee of vooraf voorkeure vir hulle interpretasies van die data nie. Hulle is neutraal en hulle gee net vir jou die waarheid. Ons glo dit. En ek wil vandag vir jou sê, dit is 'n leuen, dit is nie so nie. Ons stry nie oor die data nie, julle moet my nie verkeerd verstaan volgens nie. 'n Christen en 'n ou wat nie in God glo nie, stry nie oor die data nie. Ons stry oor hoe die data geïnterpreteer word. Maak dit vir julle sin? Ons stry oor hoe die data geïnterpreteer word, want iemand wat nie God deel maak van sy filosofie nie, gaan tot 'n ander gevolgtrekking kom, as ek wat wel God deel maak van my gevolgtrekking. Dis net logies. So ek is ook nie neutraal nie, en ek gee ook nie voor om te wees nie. Ek interpreteer die wêreld rondom my deur die lens van die Bybel.
Dis net wat dit is. En ek wil julle vanmôre is my hoop om julle te inspireer om dieselfde te doen. En nie skaam te wees oor. Dat ons glo sekere goed wat loodreg in stryd is met dit wat mainstream wetenskap vir ons wil voorhou. Hoofstroom wetenskap vir jou wil voorhou. En dit laat jou soms baie keer dat dink, ons is heeltemal van die wa af. Maar kom ons wees eerlik, ons vat wetenskap ernstig op, doen ons nie? Jy sê dit asof die kerk antagonisties is teenoor wetenskap nie. Ek dink inteendeel, ek wil almal van julle wat jonk is en wil gaan swaat en daai tipe goed aanmoedig. As die Here jou roep om in 'n wetenskaplike rigting te gaan, doen dit. Ons het Christene nodig om daai velde te gaan bestudeer. Maar moenie inkoop in die leuen dat daar nie alternatiewe interpretasies is vir die wêreld waarin ek en jy leef nie. Veral nie as hulle vir jou sê die Bybel is nie 'n gesaghebende boek of bron vir die wêreld waarin ek en jy leef. Dit kan ons nie doen. En ek gaan nou vanmôre vir julle wys hoekom. So kom ons lees die teks saam en dan is daar so 'n paar temas wat ek vanmôre vir julle wil voorhou. So, hoofstuk 11 vers 1 sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons nie sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. En vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Vers 5, omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterwe het. En hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het, soos God dit wou. Vers 6, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy wel bestaan, en dat hy die wat hom soek sal beloon. Vers 7, omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Net tot sover. Nou, ek het hierso neergeskryf, geloof, broer en suster, in God se soewereiniteit en sy genade gee vir my en vir jou hoop, te midde van krisis en te midde van omstandighede wat nie altyd is wat ons graag wil hê dit moet wees nie. Soos wat ek tussen die gemeente beweeg, hoor ons baie hartseer verhale, mense wat werk verloor, mense wat afgedank word, mense wat byvoorbeeld sukkel finansiëel, mense wat sukkel in hulle huwelik, mense wat siek is, en dit hou net nie eintlik op baie keer nie, en dan voel 'n ou, soos die wêreld waarin ons leef, is daarom maar verskriklik tragies eintlik. Selfs net hier, nie noodwendig ver nie, maar in ons eie midde. En ek wil vir julle sê, dit lei ons na 'n belofte van 'n nuwe begin. Wanneer jy vashou aan God se soewereiniteit, dan help dit my en jou om die omstandighede waarin ons is te trotseer. Want daar is 'n belofte van 'n nuwe begin. Dis nie te sê daar 'n nuwe begin is hier en nou nie. Dit kan dalk eendag wees, maar jy het darm daardie hoop. So, 'n lewe sonder geloof, is my eerste punt vandag, is hopeloos. Lewe sonder geloof is hopeloos. Wat bedoel ek daarby? Ek wil vir julle een metafoor gee uit hierdie teks uit. Ek wil hê jy moet dink byvoorbeeld hoe dit voel as jy net vir jouself indink jy's op die strand, so ons almal graag wil wees, dink ek. Ons is op die strand en jy bou 'n sandkasteel en baie mooi en jy's baie trots op, maar soos wat die gety inkom, spoel hy jou sandkasteel weg. En ons nie enige spoor of getuienis van jou sandkasteel oor nie. Geen teken dat jy ooit hier was nie. Dit is hoe lewe sonder geloof lyk, is soos daardie sandkasteel. En die groot skema van dinge het jou lewe eintlik geen waarde nie. Jou lyding geen waarde nie. Daar's geen eintlik getuienis dan dat jy ooit hier was nie. Dit wat jy doen, dit waarvoor jy arbei, dit wat jy koester, is soos daardie sandkasteel wat deur die water weggevee word. Jy het ooit so aan gedink. Dis die alternatief. Maar 'n lewe saam met God
is natuurlik heeltemal anders. Ons het Vrydag Wêreldmiddag vir vroue gehad en gereflekteer op Psalm 139, wat dit so kosbaar maak om my en jou te herinner dat ek en jy het ontsaglike waarde. Hoekom? Want ek en jy is fyn deur God beplan. Almal van ons hier teenwoordig het die Here gesien nog voordat ons gebore was. En hy het jou gevorm. Dit gee vir jou lewe onmiddellik waarde. En dit gee ook vir my en vir jou 'n skepingsdoel. Kom is jy hier? Kom is jy hier? Dit gee vir jou antwoord op daardie vraag. Ek is hier omdat die Here my geskaap het en ek is hier met gawes en talente en 'n persoonlikheid en 'n identiteit wat ek graag wil uitleef tot eer van die Here. Ek is nie maar net hier vir somme nie. Hoor julle die verskil? Verder, Noag, wat ons nou hiervan lees, wil ek julle moet dink, die Bybel stel hom voor as iemand wat in geloof opgetree het, al het die wêreld hom uitgelag. En dis wat ek dink hierdie so moeilik maak. Dit maak dit moeilik want Noag se storie konfronteer ons met 'n klomp dinge. So blaai gou vir my na Genesis 6 toe asseblief. En ek wil net inleidend vir julle 'n paar verse voorhou. Vanaf vers 5 is waar ons gaan begin. Genesis 6 vers 5 sê, toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. En hy het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het wegvee van die aarde af, mens en dier, ook die wat kruip en die voëls, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Kyk, so dit is 'n ongelooflike konfronterende teks. En ek dink hoekom baie mense dit eerder net uit die weg wil ruim, want dit konfronteer my en jou met die realiteit dat wanneer ek en jy ons afskei van die Here af, wat is die gevolg? Wat waarsku hy vir Adam en Eva? As julle hierdie gaan doen en my wet oortree, gaan julle sekerlik sterf. Nou, mense kan byvoorbeeld kom en dan kan hulle argumenteer en hulle doen, daardie straf is verskriklik wreed en harsh, soos die Engelsman sal sê. Dis swaar, dis 'n swaar straf. Maar ek wil net vanmôre vir jou in perspektief kom sit. Alright? God is die bron van lewe. En wanneer jy jou rug op die bron van lewe draai en die bron van lewe verwerp, wat is die logiese uitkoms? Jy gaan sterf. Jy gaan sterf, dis logies. So die wêreld probeer vir my en vir jou sê, daar is 'n alternatief, 'n lewe sonder God, en die Christen alternatief is om vir my en vir jou te sê, dit is onmoontlik. Jy is geskape deur 'n God. En daardie God is die bron van lewe. As jy die teks gaan lees in Genesis, dan sê dit vir my en vir jou, hy het sy lewensasem in ons ingeblaas en toe het ons begin lewe. Sonder God, julle, is daar nie lewe nie. Dit is die beginsel. Maar nou lees ons soos wat ons verdorwe geraak het, gevalle geraak het, en geweld en moordslag en al die dinge vererger het op die aarde. Kyk God na sy skepping, en dan sê hy, dit grief my, dat ek die mens gemaak. Dit konfronteer ons, broer en suster, vanmôre met die ongelooflike gewigtigheid van sonde. En ons moet dit erken, aan die een kant. Aan die ander kant openbaar hierdie teks aan my en jou, die feit dat God is soewerein. Omdat hy geskep het, behoort alles en almal aan God. En daarom het God altyd die finale sê. Of ek en jy nou daarmee saamstem, of ek en jy nou daarvan hou, uit 'n Christen perspektief is dit wat ons bely en wat ons glo. God heers oor sy skepping. Aan hom kom die finale sê, aan hom kom die oordeel toe. So baie mense kan sê, "Sjoe, dit is onregverdig." Kom ons sit dit in perspektief. Die Here het gespreek en alles wat ek en jy ken is gevorm. Gespreek. Hy het vir die magtige see gesê tot hier toe en nie verder nie. Hy het vir die valleie gesê, hier lê ek julle, en hulle het gesê, dis reg Here, ons gehoorsaam nie. Hy het vir die magtige sterre gesê, ek plaas julle in die hemelruim en ek gee vir julle elkeen 'n naam en ek gee vir jou 'n plek in die hemelruim, en hulle het gesê, dis reg Here, ons gehoorsaam jou en ons skitter tot u glorie. En dan kom hy na die mens toe wat hy gevorm het uit die stof van die aarde uit. Ons is uit die stof gemaak, julle. En dan kyk ons vir 'n heilige God en dan sê ons vir die heilige God, hy is eintlik nie werd om ons liefde, om ons waardering en so aan te ontvang nie. Ons draai ons rug op hom. Ons kan bly wees die Here het ons 'n enkele dag nog laat leef. In perspektief. In perspektief.
Een kommentaar stel dit vir my verskriklik mooi waar hulle gesê het, ons is 'n creature van die dirt, wat opkyk na 'n heilige, almagtige God, en vir hom sê, nee. Ons kan bly wees, hy het nog vir ons 'n enkele dag gegee. In perspektief. Verder, wat Noag se ark interessant maak, is ek wil net vandag vir julle sê, dit is nie maar net antieke geskiedenis nie. Dit is ook nie net allegorie nie, dit is 'n spieël wat vir my en vir jou vanmôre opgehou word, om ons eie geloofslewe te evalueer. Dis hoekom ons na hierdie mense in die Ou Testament kyk, hierdie geloofshelde waarvan die Hebreërskrywer praat, om ons te inspireer, om ons te bemoedig, en om ons te help om die goeie stryd te bly stry, al voel dit vir ons kan nie meer nie, al voel dit vir ons wil opgee. Want, as jy ernstig is oor jou Christendom, begin hierdie hele verhaal eintlik by jou beskouing van God se woord, en hoe jy die Bybel hanteer, en dis hoekom ons verskil in die kerk. Nee, almal vat die Bybel ernstig op, maar ek het 'n bietjie gaan navorsing doen en toe ek eksegese gehad het op universiteit. Eksegese beteken om die Bybel uit te lê, nee. Toe sê hulle in my inleiding tot eksegese vir my, mense hanteer die Bybel op 3 verskillende maniere. 1, in die kerk hanteer ons die Bybel as 'n openbaringsdokument. Okay, dit beteken in die kerk bely ons dat God vanuit die hemele uit die skrif van my en jou geopenbaar het. En daarom het dit gesag, want wanneer die dominee praat en wanneer jy die Bybel in jou kamer lees, is dit God self wat aan die woord kom en die Heilige Gees wat in jou hart dit getuig. Soos die belydenisskrifte sê, selfs 'n blinde kan tas en agterkom dat hierdie dinge van God afkom. Dis 'n openbaringsdokument. Alright, of 'n ander punt is, ons hanteer dit as 'n historiese dokument. So haal die bonatuurlike uit die Bybel. En ons hanteer dit net as 'n historiese dokument soos enige ander geskiedkundige dokument daar buite. En ons kan dit vergelyk. Soos byvoorbeeld skrywes oor Napoleon of oor Alexander die Grote. Dit is in dieselfde kategorie as daai biografieë. Aan die ander kant is dit maar net 'n akademiese dokument wat ons hanteer, 'n literêre dokument. En nou die spanning kom in wanneer mense met mekaar in gesprek tree en een ou beskou die Bybel as 'n openbaringsdokument en 'n ander ou beskou die Bybel as bloot literêr of geskiedkundig wat in gesprek kan tree met ander. Hoor julle die verskil? Goed. So, nou wil ek net vir julle vra, as ons die Bybel benader as 'n gemeente, as 'n openbaringsdokument wat ek doen, dan moet jy jouself afvra, die Here in die Nuwe Testament, hoe hanteer hy die Bybel? As ons kyk na ons Here Jesus Christus, hoe hanteer hy die Ou Testament byvoorbeeld? En daar wil ek vir julle 'n teks gee, as julle kan oopmaak asseblief by Matteus. Julle hoef dit net te skryf. Okay, julle kan dit net skryf. As julle net 'n nota maak in Matteus 23 vers 34 tot 37, haal Jesus Noag se storie aan en dan sê hy die volgende woorde. Hy sê Matteus 23, as julle dit wil neerskryf. En dan praat hy oor sy wederkoms en dan sê hy, julle kan net luister. Wanneer ek terugkom, gaan dit wees soos in die dae van Noag. Alright? So as ek nou vir die kerkraad gevra, hoe hanteer ons Here Jesus Christus Noag se storie? As geskiedenis. En hy sê, wanneer ek terugkom, gaan dit op aarde wees soos in die dae van Noag. En julle het nou in Genesis gehoor, hoe was dit in die tyd van Noag? Dit was so erg, die geweld, die sondeloosheid, die verdorwenheid, dat God gesê het, ek is spyt daaroor dat ek die mens gemaak het. En as ons na die wêreld rondom ons kyk, wonder ek hoe die Here moet voel, op grond van al die dinge wat ons aanvang. Ek wonder, nie noodwendig die kerk nie, alhoewel ek dink daar seker goed wat ons ook doen, wat hom hartseer maak, maar die wêreld in geheel, hoe ons mense hanteer, die verwoesting wat ons saai, die doodslag, moord, ensovoorts, ensovoorts. Het lyk vir my maar baie soos die dae van Noag. Verder, as jy byvoorbeeld gaan kyk na die apostels, ons kry in 1 Petrus 3, jy kan dit net neerskryf, 1 Petrus 3, vanaf vers 18 lees ons ook, dat die apostel Paulus sê, dat die vloedwater wat gekom het, was God se oordeel, en dan vergelyk hy die vloedwater met die doop, om te sê, daar is 'n nuwe begin. Noag en sy familie was gered, en net so binne in die kerk, wanneer mense die doop ontvang, word hulle ook gered. Nie deur die doop nie, maar deur die opstanding van ons Here Jesus Christus. So kan julle sien hoe die apostel Noag se storie hanteer? As geskiedenis. As geskiedenis. So die gedagte wat ek net hierdeur vir jou wil oopdra, as jy konsekwent wil wees, en hoe jy die Bybel interpreteer, en hoe jy dit met dit omgang as 'n openbaringsdokument, dan moet jy dit so benader, want jou Here het, Jesus het, die apostels het,
Want hier is die implikasie. Hoekom stuur God die sondevloed oor die aarde? Ons het dit gelees. Hy oordeel die aarde. Saam met Jesus se wederkoms, wat verwag ons? God se oordeel oor hierdie aarde. Sien julle die parallel? So nou is die vraag, vertrou ons soos Noag, dat die woorde en die waarskuwings wat aan ons gegee word in die Bybel, ook nog steeds gesaghebend is. Vertrou ons dit gaan so gebeur. Maar kan ek gou vir julle vra net, interessant, hoe lank het dit Noag gevat om die ark te bou? Weet julle? In julle gedagtegang, het julle gedink is vinnig, paar maande, so? Okay, paar jaar, okay, maar hoeveel jare dink julle? Hang af wat se kommentaar jy lees, maar tussen 75 en 120 jaar. 75 is 'n leeftyd. Okay, want Genesis 6 sê vir ons, hy het begin om die ark te bou toe sy kinders nog klein was en eers toe hulle volgroeide mense was, toe is die ark eers voltooi. En interessant genoeg ook, buiten dit, dat het hom so lank gevat het dit volgens Genesis nog nooit gereën op die aarde nie. En nou kom Noag en nou sê hy vir hulle, luister, die Here het my kom waarsku, hier kom 'n sondevloed as God se oordeel oor die aarde en hy gaan reën uit die hemel uitstuur. En wat is hulle reaksie? Nooit gereën nie, waarvan praat jy? En elke dag getrou staan hy op en gaan bou sy ark en toe dit begin reën, toe is almal baie spyt. Hulle nie geluister het nie. En die gedagte gaan oor, broer en suster, dat net soos wat Noag getrou was en God vertrou het vir die openbaring wat God vir hom gegee het, behoort die kerk, ek en jy, vandag nog steeds die Here te vertrou op grond van dit wat hy vir ons gegee het, die waarskuwings wat hy vir ons gegee het. Want wat sê hy? Bly waaksaam, want ek kom soos 'n dief in die nag. Julle gaan nie weet wanneer die dag aanbreek nie. So die Christen se roeping is om elke dag te lewe asof die Here Jesus Christus vandag gaan terugkom. En dat jy dan nie soos die meisies met die 10 olielampies, daai wat 5 wat nie olie vir hulle lampie gehad het en toe die bruidegom kom te word die deur in hulle gesig toegemaak nie. Dit gaan gebeur. En ons hoef nie skaam te wees om dit teenoor mense te getuig nie. Dit is wat ons glo. Julle hoor die inleiding vanmôre, Hebreërs 11 vers 1, om te glo is om 'n vaste oortuiging te hê van die dinge waarvoor ons hoop. Hoop die kerk dat Jesus terugkom. Gemeente? Asseblief. Ja, ons hoop dit. Dis 'n vaste oortuiging van die dinge wat ek en jy nie sien nie. Nog nie begin reën nie, maar tog staan Noag op. Hy sien nog nie 'n wolk in die lug nie, maar tog staan hy op en gaan bou dit. En wat is sy motivering? As jy die teks lees. Kom ons lees vers 8, Genesis 6 vers 8. Sê maar Noag is deur die Here begenadig. En hier volg die verhaal van Noag. Noag was 'n regverdige man onder sy tydgenote, was hy onberispelik en hy het naby God geleef. Noag het 3 seuns gehad, Sem, Cham en Jafet. En die aarde was korrup in die oë van God en vol geweld en hy het die aarde gesien, dit was korrup. Elke mens op aarde se lewe was verrot. En toe sê God vir Noag, ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. En ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Jy moet vertrekke in die ark maak en dit binne en buite met pik dig maak. Jy moet dit soos volg maak en dan gee hy uiteensetting van hoe die ark moet lyk. Nou ek wil nie dis nie die kern volgende, ek wil net hê jy moet sien volgende. Dis hoekom ons hierdie teks behandel as 'n narratief. Want hy is nie 'n gedig nie. Hy is nie geskryf as 'n gedig nie. Hy is geskryf as 'n historiese narratief. Dit is wat gebeur het. Dis hoe die ark moet lyk. En daar is mense, en julle kan hierdie neerskryf asseblief, daar's mense wat 'n ark gaan bou het in Amerika op grond van die Bybelse voorskrifte. Waartoe jy kan gaan in Kentucky. Alright, so met die Here se genade, as ons in die VSA is, sal ek vir julle foto's stuur waar ek buite die ark staan. Dis bekend as the Ark Encounter. Alright, en die doel hiervan is sodat mense kan sien hoe groot die ark eintlik is, want om dit in jou kop, ek dink in jou verbeelding te gebruik, maak ons bietjie, ek dink ons skiet kort, want nou dink jy die hele wêreld se diere is nou op hierdie ark saam met hierdie paar mensies en verstaan, en dit is eintlik onrealisties, totdat jy gekonfronteer word met hoe groot dit eintlik is. En hoe lank het dit hulle gevat om die Bybelse ark te bou, met al ons tegnologie? 6 jaar. 6 jaar. Okay, met al ons moderne tegnologie. So jy kan so toe gaan, en die kern wat ek net vanmôre vir julle wil sê is, moet asseblief nie dink, jy moet jou logika
en jou vertroue op wetenskap en al die tipe goedjies by die deur uitgooi, omdat jy in hierdie bonatuurlike storie glo nie. En ek gaan net vir jou 3 bewyse gee. Net 3, wat ek neergeskryf het. Die eerste is die volgende. Daar is op die berge byvoorbeeld in die Himalayas, en julle kan dit neerskryf. Op die berge in die Himalayas, hoog bo seevlak, vind hulle seeskulpies. Nou die vraag vir enige logiese mens is, hoe het die skulpies daar gekom? Okay, ek gaan julle nie antwoord vandag nie, ek wil hê jy moet dit self gaan navors. Dit is een van die voorbeelde. Tweede voorbeeld, gaan oor die kulturele reg oor die wêreld. Alle kulture van alle mense op aarde het 'n groot vloed storie. En daar is ooreenkomste tussen al hierdie mense se stories. Dat daar was 'n persoon wat uitgekies is saam met sy familie, daar was 'n boot, daar was diere en mense was gered. Net daai groepie. Hoekom? Aan die een kant sê mense, dit is omdat ons 'n gedeelde traumatiese ervaring reg oor die wêreld met mekaar in gemeen het. 'n groot katastrofiese gebeurtenis, 'n vloed. Alright, en daarom is daar parallelle tussen hierdie stories. Die ander mense sê, nee, dis 'n rivier wat oorstroom het, en die mense bly naby riviere en wat ook al, so hulle veer dit maar net een kant toe. Maar dis nie vir my 'n goed genoeg argument nie. Reg oor die wêreld. As jy dink oor die dinosourusse byvoorbeeld, en waar dinosourusse gekry word, reg oor die wêreld, dan lyk dit vir ons, uit 'n Christen perspektief, asof die diere gevlug het van iets af, omdat al die beendere, die fossiele bymekaar gevind word, asof hulle gevlug het. Nou, die een alternatief is dat 'n asteroïde die aarde getref en dit het hulle doodgemaak. Of as jy 'n vloedmodel het, dan het hulle gevlug van die waters af en toe is hulle begrawe onder die laag plantmateriaal en modder ensovoorts. Want hier is nou interessant. Want baie mense dink die vloed was net reën uit die hemel uit. Okay? Maar as jy verder gaan lees, dan sê dit uit die dieptes van die aarde uit, het die fonteine ook oopgebars. En dit sluit vulkaniese tipe uitbarsings ook in. Hoekom hulle byvoorbeeld dink 'n asteroïde, want dieselfde materiaal sal agterbly van 'n vulkaan as met 'n asteroïde. Maar moenie my woord vat vir dit nie, want ek is nie 'n wetenskaplike nie, ek is maar net 'n dominee. En dis ook ek hierdie boek vir jou saamgebring het. Okay, so julle kan na die tyd, ek sal dit hier voor neersit, as jy belangstel, kom haal hierdie boek van Douglas F. Kelly. En die boek se naam is Creation and Change, dit gaan oor Genesis 1 tot 2:4, aan die lig van vandag se moderne wetenskap. Alright, nou hy is 'n wetenskaplike. Alright, en ek kan vir julle klomp name gee, en daar is 'n optiek, en die hoeveelheid mense wat vandag hulle doktorsgrade en dinge doen in die geskiedenis van die Genesis verhale. Hoekom? Want evolusie is besig om te misluk. Daar is te veel gapings, en die fossiele rekord is een daarvan, en weens is nie Julian se opinie nie, dis oom Douglas se opinie. Okay, so julle kan sy boek kom kry. So oom Douglas sê, die fossiele rekord wys nie die oorgang van een groot spesies soort na 'n volgende nie. En die Genesis verhaal sê, God het bome en plante en diere geskep, elkeen volgens hulle soort. So hulle soort. Okay? Wat maak ons daarmee? Dit is die groot vraag. So daar is 2, die fossiele rekord, die kulturele ooreenstemming reg oor die wêreld dat mense 'n vloedverhaal het, en derde gaan oor lewe se kompleksiteit. En wat ek hier neergeskryf het sê, moderne biologie toon dat selfs die eenvoudigste organismes op aarde, soos 'n bakterie, ongelooflik komplekse molekulêre masjiene bevat, byvoorbeeld die DNA-replikasieproses van die flagellum van 'n bakterie, wat soos 'n miniatuurmotor funksioneer. En hierdie kompleksiteit word dikwels deur skepingswetenskaplikes soos Michael Behe in sy boek Darwin's Black Box aangehaal as bewyse van ontwerp eerder as toevallige evolusie. As lewe so kompleks is, ondersteun dit die Bybelse siening van 'n doelbewuste skepping en 'n kort tydlyn, eerder as 'n stadige, ongeleide proses van miljoene jare. Vraag is, van die kant af wat ek vanmôre wil doen, is wat doen jy hiermee? Jy hoef nie jou rasionaliteit en jou vertroue op wetenskap en hierdie goed by die deur uit te sit nie. Ons probeer dit harmoniseer, want weer eens, soos ek in die begin gesê het, ons stry nie oor die data nie. Stem saam oor die data. Ons stry oor die interpretasie van die data. Maak dit sin? Ter afsluiting wil ek nou vanmôre net vir julle sê, as ons nou al hierdie goedjies vat, gaan hierdie gedagte daaroor, dat dit konfronteer ons as 'n gemeente, vir jou as 'n individu, met hoe hanteer jy God se Bybel, God se woord, sy biblioteek, van 'n klomp boeke. Hoe hanteer jy die parallel tussen dit? Want wat het God vir ons gegee na Noag se sondevloed? As 'n teken, 'n reënboog. Tannie Martie het vanoggend, sy het gesê dit sal môre by julle uitkom vir julle wat op die vrouediens is, sy het die dam afgeneem waar hy oorloop en dan is daar 'n mooi reënboog wat die water veroorsaak.
as 'n simbool van God se belofte dat ek nooit weer die wêreld so gaan oordeel nie, met water nie. Waarmee kom God se oordeel die tweede ronde? Vuur en swaal. Vuur en swaal. Net soos waar daar waarskuwings gegee was vir Noag, broer en suster, waar daar waarskuwings gegee vir ons as 'n generasie ook. En as ons dit ignoreer, is ons soos iemand wat op 'n gevaarlike pad ry, daar by die kraanspad, voordat hulle nou die hobbels en die dinge daar gesit het. En daar's verskeie bordjies wat vir mense gesê het, julle moet afslek, julle moet in 'n laer rad hier ry, en mense ignoreer dit. Wat was die gevolg? Katastrofe. Selfs dood. Selfs dood. So die padtekens, broer en suster, is daar vir my en vir jou. Gaan ons dit ignoreer? Want het ons ook dalk soos die wêreld gemaklik geraak om te sê, dit het nog nie gereën nie. Ek sien nog nie 'n wolkie in die lug nie. Jesus gaan dalk nie terugkeer in my leeftyd nie. Ons kan nie so dink, broer en suster. Dis waarmee dit ons konfronteer. Dit sê, hierdie historiese gebeurtenis openbaar aan my en jou diep teologiese waarhede. God se soewereiniteit, hy heers oor sy skepping, sy oordeel, sy genade, sy belofte van hernuwing. En dit verbind alles met dit wat die Hebreërs skrywer vir ons opsom in een versie. Die hele Noag verhaal, sê hy, gaan daaroor om my en jou te inspireer. Dat ons die Here sal eerbiedig, selfs al sien ons nie noodwendig dit wat ons wil sien nie. Selfs al sien ons nie noodwendig nou dit wat die Here beloof het in sy skrif nie. Maar ek dink daar's baie parallelle tussen hierdie twee verhale. En ek hoop jy kom vanmôre hiernatoe, na die teks toe, met goeie gees en jy word geïnspireer om te sê, ons moet die Bybel ernstig opvat as ons volgelinge van Jesus is, want hy het. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ons vanmôre na U toe kan kom en dat ons kan reflekteer op Noag se storie en kan reflekteer op dit wat die woord aan ons openbaar. En ek bid, Here, dat elkeen van ons hier teenwoordig U woord sal ernstig opneem. Ek bid ook dat ons sal sien, ons lewe is nie maar net 'n sandkasteel wat deur die water weggevee word en ons geen teken van ons bestaan nie. Dat ons lewe waardeloos is nie, want ons het geloof wat U vir ons geskenk het. En daarom het ons waarde en ons het ook 'n skepingsdoel wat ons wy aan U en wat ons verbind aan U as ons skepper. Ook omdat U skepper is U ook almagtig en ons glo U is die een aan wie die oordeel toekom. En Here, ek bid dat ons as 'n generasie van gelowiges nie die waarskuwing sal ignoreer soos die mense in Noag se tyd nie. Maar dat ons soos Noag elke dag sal opstaan uit die bed uit en sal sê, Here, dankie vir 'n nuwe dag en dat ons sal wy in die werksplek, in ons huwelike, by die skool, waar ook al ons beweeg, om U ambassadeurs te wees. Dankie vir die wonderlike belofte uit hierdie teks uit, Here, dat U steeds te midde van 'n korrupte wêreld 'n oorblyfsel sal hê. En dat dit vir ons sigbaar word, dat U was Noag en sy familie genadig. En so is U ook ons, wat ons vertroue in die Here Jesus Christus plaas, genadig. Dankie daarvoor. Help ons in die week wat voor lê, met al die uitdagings en bekommernisse en vrese en dinge wat ons in ons lewe moet trotseer. Dankie dat ons weet, Here, ons pak nie hierdie dinge alleen aan nie, maar dat U by ons is, elke tree wat ons gee. Want U het dit beloof, ek is by julle tot die volëinding van die aarde. In Jesus naam bid ons dit. Amen.